My naam is Jannie Mathieu. Ek is 'n ex-polisieman. Ek was die jongste offisier in die ou afdeling Witwatersrand. Op die rang van luitenant-kolonel het ek besluit om die mag vaarwel toe te roep. Ek was in 'n posisie gewees vir die veiligheidspolisie. Daar was MK-lede aangestel. Wanneer was dit gewees? Dit was 1993. Daar was MK-lede aangestel. Hulle het geen opleiding gehad nie. Hulle is in hoër range as ek opgestel. In 1999 was ek nog steeds in die rang van luitenant-kolonel, waar hierdie mense by my verbygegaan het rangsgewys. So met ander woorde, onder meneer de Klerk, nog voor die ANC oorgeneem het hulle klaar begin om in kontuïsie so mense binne in die veiligheidspolisie aan te stel. Toe dit klaar gebeur. Voor die verkiesing in 1994. En was hierdie mense opgelei? Daar was geen opleiding gewees nie. Hulle kon miskien in die buiteland opgelei gewees het in guerrilla geveg, maar sover die Suid-Afrikaanse polisie aangaan, het hulle geen opleiding gehad nie. En van hulle het die hoë range daar is bekleed. Onder andere commissaris Raymond Lala. Hy is nou afgetree. Hy is nou die hoof van die ondersoeke vir SARS. My wêreld en is al van jou kollegas wat ook as gevolg daar is baie kollegas geloop. Daar is mense soos luitenant-kolonel Chris Ronnie, kaptein Herman Potgieter. Daar is baie mense wat geloop het as gevolg van hierdie nakoming. Ja, maar dit was uiters onbillik eintlik. Dit was heeltemal onbillik geweest. Soos ek sê, ek was in 93 luitenant-kolonel, 99 nog steeds 'n luitenant-kolonel, maar hierdie mense het by my verbygegaan. Daar was 'n voorval van 'n persoon wat 65 jaar oud was, wat aangestel is in die Suid-Afrikaanse polisie. Die aftrede pensioendatum op baie stadium was 60 jaar. Hy was 65, hulle het hom aangestel in die Suid-Afrikaanse polisie en nog steeds het hy by die weermag ook, omdat hy 'n veteraan MK-lid was, het hy by hulle ook 'n pensioen gekry. So 'n dubbele pensioen. So hy het 'n dubbel pensioen verdien. Baie dankie. Dankie.